Matteus 10 vandag. Baie welkom by die saamlees in die woord van die Here. Elke dag 'n paar minute spandeer in die teenwoordigheid van God, om te hoor wat Jesus vir ons uit die woord uit leer. En vandag gaan ons leer wat hy vir die 12 disippels gesê het, toe hy hulle uitgestuur het die wêreld in. Ja, Jesus stuur die 12 uit. Dis 'n hoofstuk oor gestuur wees. Voorberei wees vir uitdagings en die belangrikheid daarvan om Jesus te verteenwoordig. Ek wil tog 'n vraag vra. Ken ons die 12 disippels wat Jesus nou in die wêreld gaan instuur? Ken ons hulle, sy 12 disippels wat 3 jaar lank saam met hom was? Kyk gou voor ons begin lees. Hoeveel van die 12 disippels ken jy? Goed, kom ons hoor watter opdragte Jesus die 12 manne gegee het. En verbeel jou, nou jy is een van hulle, en hier gee Jesus nou die opdragte aan jou ook. Matteus 10 vers 1. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was, in die eerste plek, ou Simon wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus, en Tadeus, Simon die Kanareer, en Judas Iskariot wat Jesus verraai het. Vers 5. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdragte aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidenasies toe afdraai nie, en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit dan nou ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie, en moenie vir die pad 'n reisak aanskaf, of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. As julle in 'n stad of 'n dorp kom, stel dan vas by wie julle daar kan tuis gaan en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle vredewens vir die huis, maar as hulle nie goedgesind is nie, trek julle vredewens dan terug. As iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis uit, of uit daardie dorp uit, en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle. Dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. Onthou, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer, en in julle sinagoge sal hulle julle gesel, ook voor goewerneurs en konings, en sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidenasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Vers 21, die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word. En selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Dit verseker ek julle. Julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die Seun van die mens kom nie. Vers 24, 'n leerling is nie hoër as sy leermeester, en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n leerling moet tevrede wees
as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie? Moet dus nie vir mense bang wees. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af basuin. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat beland. Is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Vers 32, en elkeen wat hom voor die mens openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom, God, wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Vers 42. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek, Jesus julle. Ons sluit nou af met 'n nagedagte oor wat ons vandag tesame gelees het, né? Is 'n kort gedagte, ons sluit af met dit. Ons het nou in Matteus 10 Jesus se opdrag aan die 12 disippels gehoor. Toe ons vanaf vers 1 na Jesus begine luister het, was jy ook 'n disipel van Jesus. Jy was daar teenwoordig. Afgesien van die 12 disippels het jy persoonlik ook deur die woord en gees vandag hierdie opdragte van Jesus ontvang. Wat se opdragte, vra iemand? Jesus se opdragte. Daar's 3 opdragte. Jesus wil jou gebruik om die evangelie aan ander oor te dra. En die tweede opdrag is, Jesus gee jou die gesag om sy boodskap te versprei. Hy gee jou die gesag, instruksies en waarskuwings deur sy heilige woord. En die derde instruksie is, aan na die verlore skape. Wees wys en onskuldig en vertrou op God. Maar ten laaste waarsku Jesus ons ook. Verwag vervolging, verwag haat, verdeeldheid, verraad, leuns. Maar die Here wil ons aanmoedig, né? Want God ken jou. Erken hom en hy sal jou erken. Hoofstuk 10 is 'n hoofstuk oor gestuur en ons moet voorberei wees vir die uitdagings en die belangrikheid daarvan om Jesus te verteenwoordig. En dan my heel laaste lewensbelangrike gedagte om te verstaan wat Jesus vir ons sê in Matteus 10 vers 34 tot 39.
Wat bedoel Jesus in die paar verse? Wat sê die Here vir ons? Kom ons kyk net gou vinnig daarna en dan sluit ons af. Matteus 10:34 tot 39 is 'n gedeelte waar Jesus praat oor die koste daarvan om hom te volg. Die koste. Hy is nie hier om vrede te bring nie. Jesus was hier gewees en hy is nog steeds hierso met die swaard. Hy sal families verdeel en mense teen mekaar ophits. Wat dit in vers 34 tot 36 beteken is dit, die swaard van verdeeldheid. Dit beteken nie dat hy geweld bevorder nie, maar eerder dat sy boodskap mense sal en gaan verdeel. Familielede sal teen mekaar opgestel word as gevolg van hulle standpunt wat hulle inneem teenoor hom. Om Jesus te volg, moet jy hom meer lief hê as jou eie familie. Jy moet Jesus kies en vir hom opstaan, vers 37. Dis een van die maniere wat Jesus bedoel as hy sê, jy moet jou kruis opneem vir hom, al is dit ten koste van jou familie, vers 38. Jy moet bereid wees om jou lewe vir hom te verloor, vers 39. Jesus sê nie familie is onbelangrik nie, nee, dis glad nie wat hy sê nie. Maar dat loyaliteit teenoor hom prioriteit moet geniet. Om jou kruis op te neem beteken om lyding en opoffering vir hom te aanvaar. Die paradoks van die lewe is dit, sê die Here. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Om Jesus te volg kan daartoe lei dat jy jou lewe verloor, ja, maar hoe jy dit werklik vind. Maar dis hoe jy dit werklik vind. Dit gaan daaroor om die ewige lewe bo aardse sekuriteite en genietinge te prioritiseer, vers 39. Jesus beklemtoon die uitdagings en koste van om hom te volg, maar ook die uiteindelike wins. Hy doen 'n beroep op ons om totale toewyding en loyaliteit. Dankie vir jou tyd en dat jy vandag weer saam gelees het. En as die Heilige Gees iets aan jou uitgewys het in Matteus 10, gee aandag daaraan, want so word God verheerlik. Dankie vir u genade en liefde, Here. Seën, vrede en genade vir julle almal wat saam lees. Mag die Here julle ryklik seën met sy liefde en sy genade. Amen.